we are you. Thank you for precious moments in your presence where we can just forget about the world and spend time with you. And this morning our hearts are eager to hear your word. And we are even more eager to come sit at your table and feast with your meal. Lord, we pray that you would have your way in this service. In Jesus' name. Amen. Amen. Voor julle sit, ons geloofsbelijdenis. Wie is my Bybel? Ek is wat het sê ek is. Ek het wat het sê ek het. Ek kan doen wat het sê ek kan doen. Vandag word ek geleer uit die woord van God. Ek bely my gedagtes is gefokus. En my hart is ontvanklik. Nooit weer dieselfde wees nie. In Jesus naam. Amen. Amen. Wie is bly om in die huis van die Here te wees? Amen. 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 Darius en Laurien, wil julle nie vir ons vorentoe kom? Dit gebeur so nou en dan. Dat een persoon iets verdien in die lewe. Die tweede was Darius en Laurien se huweliksherdenking. En ek wil net vanoggend die seën van die Here oor julle uitspreek. Maar voor ek dit doen, Darius, ek wil vir jou sê, ouma het geluk vir 10 jaar. Maar Laurien, jy verdien 'n medalje. Jy het 10 jaar met hierdie man opgeskeep gesit. Jy verdien 'n medalje. Here, ons kom in u teenwoordigheid vanmôre. Here, en ek wil hierdie paartjie, Here, wat 10 jaar saam is al, wil ek dankie sê vir die liefde in hulle lewe, Here. Here, dankie vir die voorreg wat hulle gehad het om mekaar tot dusver te kan hê. Maar Here, sonder u liefde en sonder u genade sou dit nie moontlik wees nie. Here, en daarvoor wil ek dankie kom sê dat u deel is van hulle lewe. Here, dankie dat u deel is van hulle elke dag, Here. Here, ek wil vra soos wat hulle vorentoe sal gaan vir die volgende 10 jaar, dat u hulle sal behoed en bewaar en sal deerdra, is my gebed in Jesus wonderlike naam. Dat hulle mekaar meer sal lief hê, met Jesus liefde in hulle hart, dat hulle mekaar sal respekteer, en so vir ander ook 'n voorbeeld sal wees, vir die volgende 10 jaar wat voor lê. Ons dankie in Jesus wonderlike naam. Amen. Darius sê hy was beslis 'n bietjie stout te wees. Jy mag hom nog nie afhaal nie, eers na 10 jaar. Ja. In 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 8 sê dit, die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik, dit is nie jaloers nie, en dit is ook nie grootpraterig nie, dit is nie verwaand nie, en dit handel nie onvervoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, en word nie verbitter nie, hou die boek van kwaad nie, en verbly hom nie in onreg nie, maar verheug hom in die waarheid. Dit bedek alles, glo alles en hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nimmer meer. Onthou dit, Darius en Laurien, en oom Doep en tannie Rina, met julle 15de huweliksherdenking, bid ek ook die seën van die Here oor julle, dat oom Doep nog 15 jaar saam met tannie sal wees, dat hy nog baie ouer mag word, maar ook gesond sal wees in hierdie tydperk wat julle saam is. Liefde is iets groots, liefde is kosbaar, en dit is, as ons Jesus liefde in ons harte het, dan het ons meer as enige skat op die aarde. Ek gesels so met die Here hierdie week, en die Here gee vir my 'n boodskap oor vrees. Ons is so geneig as mense om oor allerlei dinge te vrees in ons lewe. Ek dink so as kind, as jy in die bed gelê het, baie keer, ek mag maar nie die lig afgesit het nie, want as dit donker is, dan raak ons bang. So kindervrees. As die kas so bietjie oop was, het jy opgestaan en die kas gaan toestoot, want jy is bang, daar kom iets uit die kas uit.
As jy op die bed gelê het en dit is donker, het jou voet nooit van die bed af gelê nie, want jy is bang as 'n goggo wat jou gaan gryp hier onder. Van kinds af het ons 'n vrees in ons. Dis die duiwelse manier, dis die duiwelse ammunisie om ons bang te maak vir sekere dinge. So bring hy vrees oor ons. Maar soos ons groter word, Marie, is daar ander vrese wat oor ons lewens kom. Ek kyk na jou kind wat langs jou is. Jy het 'n vrees dat sy die verkeerde man gaan kies eendag. Jy het 'n vrees oor jou seuns dat hulle dalk by die verkeerde dinge sal de mekaar raak. Ons het 'n vrees oor die ekonomie. Ons het 'n vrees of my kar nog gaan hou vir 10 jaar. Ons het allerlei vrese wat in ons lewe is. En hierdie vrese partykeer of meeste van die tyd verdruk ons so dat ons geloof in Jesus verloor. In 2 Timoteus 1:7 sê hy, want God het ons nie 'n gees van vrees gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. 2 Timoteus 1:7. Vrees is daai fluisterstemmetjie wat vir jou 'n stemmetjie in jou kop gee wat sê vrees vir hierdie en vrees vir die tyd. Ek luister so na 'n ander prediker hierdie week, na 'n video wat ek luister, en hierdie prediker sê nogal iets interessant. Hy sê God het ons in hierdie tyd gestel vir nou. Hy het nie my pa in hierdie tyd gestel nie, hy het nie my oupa Grootjie in hierdie tyd gestel nie, maar hy het ons geskape vir hierdie tyd waarin ons nou is. Ja, Suid-Afrika, as ons kyk na die nuus, is baie negatief. Ons vrees dat daar 'n groep van die Suid-Afrikaners dalk die land sal oorneem en dalk die blanke sal uitdryf. Ons vrees ons het op die klein hoewe bly. Ons vrees elke dag dat die plakkerskamp al hoe nader en nader na ons grond toe sal beweeg. Ons vrees dat hulle op ons sal kom, by ons sal inbreek. Hierdie week het hulle die oom wat oorkant ons bly, oorkant die teerpad om Ding Dong, was blykbaar aangerand hierdie week. Reg oorkant die pad van ons af. Dit bring vrees na ons toe. Want ons bly in 'n land en ons is in 'n wêreld wat allerlei vrese na ons toe stuur. Ek het 'n vrees, gaan ek dit maak tot op 60 om af te kan tree? Om Dirk het 'n vrees, gaan jy nog lank genoeg lewe dalk om vir daai klein dogtertjie nog 'n pa te kan wees vir die volgende 10 jaar plus. Ons het al hierdie vrese in ons. Maar vrees kom nie van God nie. Vrees vir die toekoms. Ons het 'n vrees vir 'n verlies. Vrees vir mislukking. Ons vrees mense, ons vrees siekte. En natuurlik vrees ons die dood ook. Ek moet sê, ek dink nie ek is meer bang vir die dood nie. Want ek weet as ek moet heen gaan ek die ewige lewe hê. So ek het nie 'n vrees vir die dood nie. Ek het 'n vrees vir allerlei ander dinge in my lewe. Ek het 'n vrees vir my kinders. Die oorsprong van vrees kom van die begin van die Bybel af. Toe Adam en Eva gesondig het en hulle het van die vrug geëet en hulle besef hulle is naak, het hulle gaan wegkruip. En toe Jesus afkom na die tuin toe, sê roep Jesus vir Adam en Eva en hy sê waar's julle? En Adam sê God, ek het besef ek is naak en ek was bang. So van heel in die begin van die Bybel af in Genesis leer ons al van vrees. So die duiwel is al ewig besig om vrees te saai in die mens. Dis sy wapen. Van die sondeval af het vrees in ons ingekom. Vrees verlam ons. Dit maak ons dat ons stil staan in 'n sekere tydperk in jou lewe. As ek moet dink aan ons as pastore, as die Here vir my 'n boodskap gee, gaan na Johan toe en sê vir hom, die Here sê jy moet ophou so maak of jy moet so maak, maar nou het ek hier die vrees oor my, wat gaan hy sê? Of ek het hier die vrees oor my, gaan ek die regte goed sê? En dit kom tot 'n punt waar ek tot op 'n stil staan kom, waar God my nie kan gebruik nie. So vrees verlam ons. Vrees het Israel verhinder om die beloofde land in te gaan. Want toe hulle daar kom, die besef hulle daar's baie groot reëse daar, en groot mure en.
het hulle vrees om om hierdie beloofde land in te gaan. So het ons hierdie vrese wat oor ons is, wat ons verhinder partykeer om blessings in ons lewe te ontvang. Vrese vang jou vas in 'n gemaksone. Dit verhoed jou van jou roeping. Vrese breek drome af. Vrees laat toe dat God jou nie kan gebruik soos hy jou wil gebruik nie. Die Satan gebruik hierdie vrees as 'n wapen om jou onvrugbaar te maak vir die werk van God. Maar wat sê God van vrees? Hy sê moenie vrees nie. Moenie bang wees nie. Amen. Hulle sê hierdie vrees van moenie bang wees nie, moenie vrees nie, kom 365 keer in die Bybel voor. Toe die Bybel geskryf was, plus minus 2000 plus jaar terug, was die almanak nog nie daar gewees vir 365 dae nie. So is dit toevallig dat dit soveel keer voorkom, waar ons vandag soveel dae het. Ek dink nie dis toevallig nie. Dis alles deel van God se beplanning gewees. So daar's vir elke dag van hierdie jaar is daar 'n herinnering. Moenie vrees nie. Wees sterk. Wees staan sterk in God. God se antwoord op vrees is, ek is met jou. Jesaja 41 vers 10 sê, moenie bang wees nie, want ek is met jou. Dis God, dis Jesus wat hier praat. Hy sê, moenie bekommerd wees nie, want ek is jou God. Vrees is eintlik 'n toets van ons geloof. Want ons almal het vrees. Dis 'n menslike gevoel. It's a feeling that I have. It's not a movement. Ons het laas naweek gehoor van 'n movement. Maar hierdie vrees is 'n gevoel, 'n menslike gevoel. Maar God herinner ons, moenie vrees nie, want ek is jou God. So as ek my geloof wil toets, dan moet ek in God vertrou al vrees ek. Dawid sê in Psalm 23, ons almal ken Psalm 23, of jy moet ten minste dit ken. Ek luister, daar's 'n prediker wat ek op TikTok follow, hy sê gereeld, ons lees nie ons Bybel genoeg nie. Hy sê, hoe sit julle so in die banke, en julle luister net wat die prediker sê hierbo. Julle glo alles wat ons sê. Maar hoekom lees jy die Bybel vir jouself, en gaan bestudeer die Bybel vir jouself, sodat jy kan leer wat God vir jou sê. So moenie net alles glo wat ek jou vertel nie, gaan bestudeer dit ook in die woord van God. Maar wat ek wil sê, Dawid sê in Psalm 23, al loop ek deur die vallei van verlatenheid, sal hy vertrou. So wat sê Dawid hier vir ons? Wat leer die Bybel ons? Dit sê nie, daar gaan nie vrese wees nie. Dit sê nie, daar gaan nie probleme wees nie. Dit sal daar wees. Job was een van die grootste godsmanne. Ons het nou die dag ook van hom gehoor. Maar tog was daar 'n tydperk in sy lewe waar daar vrees oor hom gekom het. Daar het armoede oor hom gekom. Daar het ellende oor hom gekom. Tog was hy 'n groot godsman gewees. So dit beteken nie omdat ons die Here dien, dit gaan 'n highway wees nie. Hy waarsku ons dat dit is 'n enkel nou kronkelpaadjie. So vrees gaan daar wees. Kriminele gaan daar wees. Omdat ek 'n kind van God is, beteken dit nie al die kriminele gaan nou weggaan nie. Maar wat dit beteken is in my geloof, as ek in God glo, gaan God sy beskermde hand oor my hou. Amen. En as dit nog nie jou tyd is om te gaan nie, sal jy nog nie gaan nie. As jy daai kar ongeluk vermy het, dan is dit nie, yes, touch wood, ek was lucky nie. Ja, hy shame vir mense wat so dink, Marie. Dis God se beskermde hand wat oor jou was. Ons vrees vir ongelukke, maar God hou sy beskermde hand oor ons. Dis hoe ek my geloof in hom sit. Ek dink so terwyl ek hierdie boodskap berei, dink ek aan my vrou en myself wat ons seun verloor het en Luanet het op 'n stadium net na Josie se dood was een van haar goed gewees. Hy het gesê, Here, hoe moet ek jou vertrou? Ek het dan die Jesus bloed oor my kinders gespreek, maar my kind is dan nou weg. As God jou geroep het en jou tyd is hier, dan is jou tyd hier.
God het Josie meer nodig gehad as wat ons hom nodig het, om te gaan doen wat hy moet doen daar in die hemel. So wat ek sê is, moenie ophou die bloed van Jesus oor jou en jou kinders uitspreek nie. Ons moet geloof behou, ongeag ons omstandighede. 2 Timoteus 1:7 herinner ons hieraan, wat ons moet 'n gees hê van krag. Ons moet vertrou in die Heilige Gees. Ons moenie wankel nie. Ons moet liefde hê, Jesus liefde. Want Johannes 4:18 sê die volmaakte liefde verdryf vrees. Selfbeheersing. Ons moet die vermoë hê om kalm en nugter en gefokus te bly, ongeag ons omstandighede, want ek weet my God is groter as wat my probleme is. Hulle sê baie keer het ek al gehoor mense sê, ag moenie vir my sê ek sal okay wees, die Here sal dit nie vir my deur hierdie ding stuur nie. Kom ek sê vir jou, die Here sal jou beskerm. Hy sal deur die Bybel leer ons, hy sal jou nie deur iets sit wat bo jou vermoë is nie. Wat se praktiese stappe moet ons doen om vrees te oorwin? Want ek het jou beloof, as jy gaan uitstap, gaan vrees nie 'n ding van die verlede wees nie, maar dit is 'n gevoel. Dit sal maar nog daar wees. Maar waar is ons geloof? Kom ons bly in gebed, dag in en dag uit. Begin jou dag met gebed. Eindig jou dag met gebed. Spandeer tyd met Bybelstudie. Ek het dit nou gesê, moenie net Sondag kom luister wat die pastoor sê nie. Nee, bestudeer die woord van God, sodat jy kan weet wat daar staan, sodat jy hierdie kan gebruik as 'n wapen. Wanneer die duiwel jou bekom met vrees, kan jy vir hom sê, in 2 Timoteus staan daar, God het my 'n gees gegee van krag, en nie van vrees nie. Want as ek die woord ken, kan ek op die woord staan. Psalm 91:1 sê, wie in die skuilplek van die Allerhoogste woon, sal rus in die skaduwee van die Almagtige. So as ons onder God se vlerk bly, as ons onder die herder se staf bly, sal ons beskerm word. Memoriseer verse soos 2 Timoteus. Memoriseer verse soos jy sê Jesaja 41:10. Memoriseer Psalm 23. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. As ek my geloof net sal sterk hou en in God staan, sal vrees my nie oordompel nie. Dan sal vrees my nie onderkry nie. Ons moet in geloof beweeg. Wanneer ek praat, dan moet ek praat met geloof. Wanneer ek die duiwel aanspreek, moet hom nie net so in jou gedagtes aanspreek nie. Spreek hom aan, hard en duidelik. Ek onthou so rukkie terug, Mariet ook al van gepraat, ek dink is 2 Paasnaweke terug. Toe Jan amper van die styf af geval het, en toe soos jy besig, toe vat Suster Andy 'n lap, so 'n rooi lappie by haar gehad, so dit was 'n blessing lap, ek weet nie wat ek wil dit noem nie. Maar sy het hom uitgejaag, die duiwel het gesê, "Voetsak," en sy het dit gemanifesteer tot by daai deur uit. Ja, maar dit was funny. Maar die beste van alles is dit het gewerk. Hy het gehardloop. Ja, jy lag vir hom, want hy het geskaddel. Ons moet die duiwel aanspreek. Ons moet nie net van hom af weggaan nie. Ek dink aan my vrou, ek gooi haar nou weer onder die bus. My vrou vir my konflik. My vrou hou nie van konflik nie. As sy sien konflik kom die kant aangestap, dan stap sy die kant toe. Ons moenie dit met die duiwel doen nie. As die duiwel van voor af kom, dan moet ons hom van voor af aanstap en sê, duiwel, ek is nie bang vir jou nie. Want ek dien 'n lewende God. Ek dien die Here van alle magtiges. 'n lewende God. Ongeag my omstandighede, moet ek bely met my mond dat my geloof is in Jesus Christus. In die afwesigheid van geloof sal vrees jou onderkry. Ek wil vir julle hierdie stukkie lees. Ons almal ken dit ook. Matteus 14.
Petrus sê toe vir Jesus, hulle is op die skei, die disippels is op die skei, en dit is 'n bietjie rof en die wind waai. En hulle staan so en kyk en hulle sien maar hier kom 'n gestalte aangestap oor die water. En Petrus sê daar, hy sê vir hom, Here, is dit regtig U? Laat my dan op die water na U toe kom. En Jesus sê vir hom, kom dan. En Petrus klim toe oor die kant van die skei en begin op die water na Jesus toe loop. Wat sê dit vir julle hier? Petrus het geloof gehad, want Jesus het vir hom gesê, kom. En Petrus klim oor die kant van die skei en hy begin stap. Dit sê nie daar hy dadelik begin verdrink nie. Dit sê hy het begin stap. So hy het in geloof gestaan. En hy het op die water begin loop. Maar hierso, maar toe hy sy oë op die hoë golwe rondom hom sien, het hy paniekerig geword en begin sink. Wat ek vir jou vanmôre wil sê is, hou jou oë gerig op God en alle tye. Die Here het nie die see stil gemaak toe Petrus uit die skei uitklim nie. Dit was maar nog bietjie rowwerig. Daar was groot golwe, maar hy het vir hom gesê, kom. En in geloof het Petrus uitgestap. Maar die oomblik toe hy sy oë van God en Jesus afhaal, en hy kyk na sy probleme, toe val hy in die water. Maar hy het hy gesê, Here, Here, red my. En Jesus het onmiddellik sy hand uitgesteek en na Petrus gevat. So ons is mens, ons kyk na ons probleme. Maar wat ek jou wil herinner vanmôre, wanneer jy in daai probleme en daai omstandighede en daai vrees in jou lewe is, wanneer jy in daai diep donker put soos Josef was, is daar net lig boontoe. Ons kyk in ons omstandighede vas partykeer. Ons kyk in ons probleme vas partykeer, of meeste van die tyd. Want ons lewe in 'n wêreld vol probleme wat vir ons al hierdie vrese gee. Maar wanneer ons oë van God afhaal, dan gaan ons verdrink. Maar as jy jou oë op Jesus Christus hou, as jy jou oë op jou Saligmaker hou, sal jy deur hierdie vallei van doderyk loop. Dan sal niks jou onderkry nie. Filippense 4 vers 6 en 7 sê, wees oor niks bekommerd nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking en danksegging aan God bekend maak. So bid, hoe kom ek oor vrees? Wanneer hierdie vrees jou iets wil aanval, bid. Praat met God. Jaag die duiwel weg. Vat hom eye to eye. Ek wil nou sê man to man, maar hy's nie 'n man nie. Hy's sommer net 'n gemors. Ons moet nie bang wees vir die duiwel nie. Ons moet nie bang wees vir wat die duiwel ons kant toe bring nie. Ons moet net ons oë ten alle tye op God gerig hou. Amen. Amen. Broer Cliffy, wil jy vir my vorentoe kom asseblief? Morney. Skalk. Johan.